Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons is bevoorreg genoeg vanmôre om vir Frikkie van Loggenberg weer by ons te hê. Hy is natuurlik 'n hoofuitvoerende beampte van IFSA. Ons kuier vanmôre 'n bietjie oor beleggings en beleggingsplanne en markte en die hele besigheid. Goeiemôre Frikkie. Môre Pierre, môre Jen. Lekker om jy by ons te hê. Ag, dankie man. Dit is altyd goed om by julle te kom kuier. Julle wat so vroeg opstaan in die oggend en ons vermaak. Ek is mal daaroor. Dankie hoor. Ja, maar jy het vanmôre net so vroeg opstaan. Wie is maar eerlik. Ek het my hare kort laat kam. Das sy. Baie kort. Frikkie, ons praat die laaste paar weke spesifiek voor kykers vra wat hulle is bekommerd oor plaaslike en internasionale markte. Wisselvalligheid en dies meer. Wat is jou raad aan hulle? Moet mens plaaslik gaan? Waar jy nie seker is wat jou opbrengste gaan wees en wat die rentekoers gaan doen nie, of gaan jy internasionaal waar jy nie seker is wat die konflikte gaan doen nie? Pierre, dit is altyd 'n interessante gesprek om te hê, plaaslik of internasionaal. Vir my is dit 'n dood-eenvoudige antwoord. Dit is nie of nie, dis en. Jy moet na al twee kante moet jy gaan kyk. Jy moet al twee gedeeltes in jou portefeulje hê. Afhangende van wat jy uiteindelik wil bereik, wat jou doelwit is jou persentasies wat jy die allocasie gaan kry, want elke mark het sy voordele. Waar jy gaan kyk, die S&P 500 oor die afgelope 60 jaar het hierso tussen 9 en 10%, amper 11% wat dit presteer het. Die Nasdaq vir die Amerikaanse beurs is baie meer volatiel, wat bietjie beter presteer het. In Suid-Afrika, ons plaaslike beurs 60 jaar tussen 11 en 13%. En dis jaar op jaar. Dis jaar op jaar wat dit uiteengesit is. So jy kan 'n baie goeie vergelyking gaan maak oor tyd, en dan vat jy ook die rand wat verswak. Oor daai spesifieke tyd ook, en dan kan jy dit ook in die prentjie inbring, en dit is wat jy moet nou kyk. Jy moet glad nie na die emosionele gedeelte kyk en bang wees vir Suid-Afrika of bang wees vir die internasionale plek, en jy moet maar na die wiskunde loer. Moet die kykers bekommerd wees oor die oorlog en hoe dit hulle beleggings raak? So Jen, ek dink 'n mens moet bewus wees. Ek dink jy mens moet laat vrees en bewe jou aanpak of vinnige besluite maak, sulke tipe van ding nie, maar 'n mens moet bewus wees wat is die implikasie of wat is die potensiale implikasie op jou beleggings. Nou die kort en lank met hierdie Iran situasie is maar die olieprys wat 'n direkte invloed op ons invoere het. Die koste van invoere, brandstofpryse gaan verhoog. Dan gaan jou inflasiesyfer want alles begin duurder raak, so jou inflasiesyfer gaan ook verhoog. Dan selfde tyd ook as daar konflik is, dan hardloop almal na die safe havens toe wat na die dollar is, en dit verswak ons rand. So dit gaan nou nog 'n impak hê, en dan is daar volatiliteit in die mark ook. So ons moet gaan kyk langtermyn in of vir langer termyn in Suid-Afrika, is dit maar die inflasiedruk. So jou portefeulje moet reg geposisioneer wees vir dit. As ek nou dink so 3-4 jaar gelede toe die Oekraïne se oorlog uitgebreek het, daar tekorte soos rubber en kunsmis en dies meer wat ons baie meer voorbetaal het nou met Iran, spesifiek met die olieprys. As 'n mens nou 'n besluit neem, kan 'n mens maar sê, moet jy skrik. Is dit te vinnig? Moet jy eers die kat uit die boom uit kyk en vashou? Jy praat nou van moenie vinnig besluite neem nie. Wat is 'n reaktiewe besluit en wat is 'n langtermyn besluit? Pierre, in my ondervinding of ervaring is, as 'n mens vinnige besluite maak, is dit altyd 'n negatiewe sentiment wat dit dryf. Dis bietjie paniek. Mense staan en braai en hulle praat oor wat die wêreld nou in een gaan stort, wêreldoorlog 3, of jy word gebombardeer deur sosiale media. So daai vinnige besluite wat mense neem is gewoonlik baie reaktief, en is uit 'n negatiewe punt, en dis nooit eintlik om voordeel te trek uit 'n spesifieke situasie nie. En dis nie die regte manier nie. Mense is geneig om in so 'n punt, jy verkoop op 'n laagtepunt, want jy is nou bekommerd hy gaan nog laer gaan die beurs trek, en dan koop jy weer as alles al klaar weer op is, wat ook op 'n verkeerde tyd is, in plaas van net om kalm te bly en seker te maak dat jy net 'n ordentlike vernoot en 'n strategie het. So hoe beskerm ons portefeuilles in hierdie tyd? So Jen, vir my is dit nommer 1 is om emosies te bestuur 100%. Jy moet 'n langer termyn uitkyk, jy moet 'n plan hê van oor tyd, waar jy nou weet so te sê wat die beste kans is om daarby uit te kom. Diversifiseer en balanseer. So elke bateklas reageer anders met hierdie tipe van beweging. As jy kry plaaslike aandele, jy het buitelandse aandele, jy het plaaslike en buitelandse effekte, jy het eiendomme in albei. Jy het alternatiewe wat heeltemal anders te reageer teen die mark. Jy het klomp opsies wat jy op die tafel moet sit, en jou werk is eintlik om langer termyn te kyk en seker te maak dat jy goed gebalanseerd en gediversifiseer is, dat jy
groot gedeelte van die positief kry en dan so min as moontlik van die negatiewe beweging wat jy dit dan realiseer in jou portefeulje. Ek praat nou van langtermyn. Die woord volhoubare welvaart, die term volhoubare welvaart, is nogal redelik aktuele ene. Hoe sluit dit aan by daai langtermynbeplanning? Vir my is as jy nie langtermyn welvaart of langtermyn kyk nie, dan jy gaan sukkel om welvaart te skep, want welvaart skep oor tyd is eintlik die tydbreek of die tyd wat jy in die mark spandeer of wat jy jou beleggings bestuur, is eintlik die sleutel, is eintlik die resep. Jy kan nie vinnig oornag ryk word nie. Jy het 'n groter kans, 'n baie groter kans om vinnig oornag arm te word, om jou geld te verloor. So jy moet 'n langer termyn uitkyk en hierdie saamgestelde groei oor tyd maak 'n verskriklike verskil. Maar as jy R1 miljoen belê het en 10% vir 25 jaar, dan kom jy by amper R11 miljoen uit. Daai jaar op jaar groei en dan as jy vergelyk, jy vat R3 miljoen teen 10% oor 10 jaar, korter tydjie gee maar vir jou R7 miljoen. So dit het 'n verskriklike groot impak. Daai eerste 10 jaar lyk dit nie of dit daar 'n groot noemenswaardige verskil is nie, maar daai laaste tydperk is waar die aksie begin gebeur en dis 'n sleutelpunt. Frikkie, wat maak IFSA se benadering dan tot raad en beplanning so uniek en anders? So Jen, wat ons is 'n onafhanklike diskresionêre fondsbestuurder. Nou al wat dit basies beteken is waar jy in die ouer dae het 'n adviseur vir jou gesê jy kies hierdie 6 fondse en as daar nou verandering moet plaasvind of 'n strategie of herbalansering, dan moet hy nou vir jou vormpie stuur en dan moet jy teken en dan moet jy verduidelik en dan gaan jy wel aan. Waar ons het 'n baie unieke strategie waar ons daai lisensie klaar het. So ons gaan kyk saam met 'n adviseur na 'n kliënt se portefeulje. Die kliënt wil by 12% groei uitkom. Wat ons dan doen is sonder om nou ons laat jou ken in die saak, maar ons kyk voor die tyd om te sien waar moet geherbalanseer word. As daar 'n spesifieke fondsbestuurder is wat nie sy job reg doen en ons sien daar is iemand bietjie beters, dan kan ons nou verskywings maak daarin en dit gebeur baie vinnig en glad nie reaktief nie, maar meer gestruktureerd, maar ons is heeltyd in bewus van wat moet gebeur en ons pas dan so die portefeuilles dan aan. So dit gee vir ons daai ekstra hupstootjie. Daar is 'n verskil tussen reaktief en proaktief, nê? 100%. Nou, Frikkie, wat is alternatiewe beleggings? Almal praat daaroor, jy verwys ook daarna soms, hier nou weer, wat presies is 'n alternatiewe belegging? So Pierre, alternatief is iets anderste as die normaal, laat ek so sê. Nou jy kry gelyste en ongelyste alternatiewe. Nou 'n gelyste alternatief is 'n verskansingsfonds wat ook op die beursbasis belê is, maar dis 'n spesifieke strategie wat jy afgeleide instrumente wat jy kan gebruik, is 'n bietjie tegniese term waar jy aandele koop en verkoop en partykeer jy kan geld maak as dit negatief gaan, as dit positief gaan. So daai strategie of daai plan is spesifiek gebou om jou te verskans teen volatiliteit en teen beweging in 'n sekere beurs. Nou ongelyste alternatiewe is jou privaat skuld en jou privaat ekwiteits tipe van fondse wat meer fokus op besighede wat jy direk in blootstelling kan kry of strategieë wat jy direk in blootstelling kan kry en dan so dat jy jou groei en jou waarde dan toevoeg. So daar is 'n bietjie van 'n verskil, maar weer eens in die regte perspektief en die regte uitgebreide portefeulje of gebalanseerde portefeulje het elkeen van hierdie bateklasse maar 'n werkie wat hulle moet doen. Frikkie, dan die belangrikste vraag seker is, hoe maak die kyker kontak met julle netwerk van onafhanklike adviseurs? Jen, baie maklik. So SMS die woord kontak na 48422, dan staan ons reg om hierdie planne vir almal te aksie. Nou maar lekker, daai het so maklik soos dit. Dis dan Frikkie van Loggenberg, die hoofuitvoerende beampte van IFSA. Om direk met IFSA te gesels, SMS die woord kontak na 48422. SMS se kos R1.50, BSNV geld. IFSA is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer met die FSB nommer 4337. Frikkie, baie dankie vir jou insig vanmôre. Dankie vir julle, lekker dag. Nou maar daar's dit, Frikkie met sy hare kort gekam. As ons terugkom na die advertensiebreek, dan praat ons bietjie oor die mooi plekke in Kaapstad wat mense nie altyd van weet nie. Ek sien baie uit hierna.